Die meeste mense het sekerlik al die woord selfie gehoor of iewers 'n foto van hulle self met hulle slimfoon geneem. Maar 'n selfportret is so oud soos kuns self. Die bekende kunsafslaer Stefan Welts vertel ons meer omtrent portrette en watter rol sy pa gespeel het in die verf van etlike bekende se portrette. DeGeneres se Oscar selfie met Hollywood-sterre word 2.8 miljoen keer binne 24 uur op Twitter hertweet. President Barack Obama se selfie tydens Madiba se gedenkdiens laat hom lelik in die sok beland. En selfs Paus Franciscus neem 'n selfie met 'n groep Italiaanse studente in die Vatikaan. Maar portretkuns self is so oud soos tyd. Een van die bekendste portretskilders in Suid-Afrika was Jean Welts, 'n Oostenryker wat vandag nog bekend is vir sy portrette van veral Afrikaanse skrywers. Jean se seun Stefan is natuurlik geen onbekende as dit by kuns kom nie. As ons nommer 1 kunsafslaer en aanbieder van die Kyknet-reeks Antikwaar, gee hy ons 'n kykie in sy pa se lewe en werk. En later besoek ons 'n uitstalling waar ons kyk na 300 jaar van Suid-Afrikaanse portrette. Jou pa was 'n argitek wat aan die begin van die Tweede Wêreldoorlog immigreer het Suid-Afrika. Hoe het dit gebeur dat hy kunstenaar geword het? Hy het 'n pos gekry hier in Johannesburg en hom op Wits kampus bevind. En letterlik 18 maande na my ouers hier aangekom het met my oudste broer, het hy tering opgedoen. En op daai stadium was daar nog nie antibiotika of penicillin of enigiets nie. En jy is na 'n sanatorium toe verwys as jy gediagnoseer was met tering, en hy het hom toe in Modderfontein Sanatorium bevind. En hulle is toe aangeraai om 'n droë klimaat te soek en 'n gesonde klimaat. En gelukkig toe 'n huis aangebied in die Tradou Pas, dis nou tussen Berrydale en Swellendam. Dis regtig 'n godsverlate vlakte op daai stadium gewees met grondpad, ver van alles af. En dis waar my pa te begin teken het, want daar was geen kans om natuurlik as argitek daar enigstens 'n lewe te kon voer nie. En toe begin sketse maak, skilderye maak, en dit is hoe dit begin het. En hy het gelukkig toe Huguenot D ontmoet, jou Woester, en Huguenot D is kort daarna dood in 1942 en hy het sy huis nagelaat vir 'n kunstskool, en my pa aanbeveel om die kunstskool te bedryf. Stefan, wat se bekende mense het jou pa als geskilder? Al die Hertzogpryswenners wat nog gelewe het. Regdeur van MP van Wyk Lou, André Brink, Karel Skuman, so kan 'n mens aangaan. Hoe het dit gebeur dat hy al daai skrywers geskilder het? Hy was gelukkig genoeg om opdragte te kry van die akademie. En die akademie het 1 portret geneem, maar my pa het gewoonlik 3 of 4. En dan het hy so kontak gemaak met daai persoon dat hulle 'n vriendskap opgebou het, sodat hulle oor 'n periode, sê maar 10 jaar later, weer 'n portret gedoen het, of hulle wou spesifiek vir 'n boekomslag of 'n illustrasie in 'n boek 'n portret gehad het, dan het hy dit nou weer gedoen. So jy vind wel byvoorbeeld soos MER het hy 2-3 maal tussen na 90ste en na 100ste verjaarsdag het hy seker 3 maal 'n portret geteken. En jou pa het blykbaar die gewoonte gehad om sommer so in die gesels iemand te begin teken, en so het hy ook van medekunstenaar Walter Bertus ietsie gedoen. Ja, dis seker een van die grappigste van die lot. Ek was my voorreg om 'n stadium in my lewe saam met Walter Bertus by Unisa te wees. En hy is toe op Kaap toe vir die as buiteeks eksterne eksaminator van die Makadas Kunstskool, en die aand saam geëet by ons aan huis in Kaapstad. En na ons nou almal geëet het en koffie gedrink het, haal my pa 'n sketsboek uit en hy begin toe 'n portret van Walter Bertus maak. En toe hy dit klaar het, toe sê hy, Walter, would you like that? Toe sê Walter, yeah, thank you very much, but I prefer your nudes. Waarop hy begin uittrek het. En my ma het, ten spyte van dat 'n redelike beheemse kunstenaar sy het dan aan my sedes gehandhaaf. En sy sê dit nie voor die kinders nie. As jy dit wil doen, gaan doen dit in die ateljee. Wanneer het hy jou vir die eerste keer geskilder? Toe ek 6 maande oud was, op my ma se skoot. Dis in die gesigte van sy mense wat jy die geskiedenis van 'n land kan sien. Ons is hier by die Standard Bank Galery in Johannesburg, waar Stefan vir ons meer gaan vertel van hulle uitstalling From Sitting to Selfie, 300 Years of South African Portraits. Waarom het hierdie uitstalling soveel aandag getrek?
Ek dink dit is die eerste maal dat mense ernstig na portrette kyk, en portrette as kunswerke, nie net van oom Piet of Tanzani of Paul Creer of wie ook al die geval is nie. En ook die geleentheid om, dit gaan oor 300 jaar nou, portrette is nog van voor Christus, die Grieke en die Romeine en die Egiptenare portrette gemaak, maar die laaste 300 jaar, die geweldige verskil, en 'n mens kan ook na die hele kunsgeskiedenis daaraan sien, die formeel, en as lekker vergelykings hierso tussen Paul Creer hoe hy gesien was in sy tyd en Paul Creer hoe hy vandag gesien word. En die verskille, die dramatiese verskille wat in die laaste 30, 40 jaar van hoe kyk ons na ander mense. En dit word baie goed weerspieël in hierdie uitstalling. Hoe het die kuns van portretskilder verander oor die jare? Dit is weg van die realisme en die simboliek. Die gelykenis was redelik belangrik, maar met, ek wil amper sê met die begin met Rembrandt, Frans Hals, al die mense het heeltemal anders begin kyk na portrette. En meer, jy weet, portrette was grootliks beperk tot die hogeres, die paus, die koning en die prinse en die skatrykers. En soos wat dinge meer gelyk word, kon die gewone man ook bekostig om 'n portret te laat doen van homself of van ander. En dit word baie mooi weerspieël in hierdie uitstalling. Volgens Stefan is Rashada Krause een van ons beste portretskilders. Sy het ook al groot name soos Tretiakov, aartsbiskop Desmond Tutu en F.W. de Klerk geskilder. Wat is vir jou die lekkerste deel daarvan om portrette te skilder? As mens dink oor al die goed wat 'n mens kan skilder in die lewe, soos daar's maar min as jy realisties skilder, soos stillewe, landskappe, stadskappe, diere en die mens. En die belangrikste deel van 'n mens is die gesig. En as jy iemand skilder, veral as jy met 'n model werk, as hulle vir jou sit en daai gesig begin soos die mens lyk, is dit nogal mysterieus. Dis mens voel soos 'n towenaar, asof jy iets steel van daai mens en neersit. En ek het nou al gesien in my lewe, as die portrette wat ek gedoen het van die mense wat nie meer saam met ons is nie, daai portrette word baie belangrik, want daar's iets van daai siel van daai mens. Dis so om te toer. Gebruik jy ooit selfies in jou kunswerk? Wel, ek het al baie selfportrette gedoen. Ek het gesê, ja, ek doen al selfies vir die laaste 40 jaar. Maar selfies natuurlik as jy die kamera so hou, dis nou nie, maar ek het al baie in die spieël foto's gevat en snaaks, ek het al baie selfportrette van 'n spieël gedoen, maar dis nie heeltemal dieselfde ding nie. Maar mens speel met 'n kamera, ek het nog altyd gespeel met kameras, so dis nou baie groot mode, maar ons het daai goed gedoen al die jare. Kan 'n selfie kuns wees? Dit kan baie beslis. Maar ek dink die gewone selfie wat die jong kinders neem en 2 op 'n foto en so voort, ek sien dit nie eintlik nie. Dit is 'n hele mode hier op die oomblik. Klompie jare terug was Polaroid die mode hier, almal het Polaroids, en daar was selfs ernstige kunsuitstallings van Polaroid foto's, die ernstige kunstenaars bietjie verdwyn. Ek dink dieselfde gaan met die selfie gebeur as nou toevallig, jy het jou foon by jou foon neem 'n fantastiese foto, jy kan dit vir jou pelle stuur, maar dis baie beperk. En die medium is ook beperk eintlik, want jy is beperk in terme van afstand, in terme van baie faktore wat bykom. Ek sien dit nie as 'n groot kunsbeweging nie. Het jy al ooit 'n selfie geneem, Stefan? Ek het nie. Ek het nie. Dit is genoeg om my, dis ontstellend genoeg om my gesig in die spieël te sien in die oggende. Ja nee, hoe meer dae, hoe meer dinge. Destydse kunstenaars het sekerlik nooit gedink dat hulle portrette eendag bekend sal staan as selfies nie. Maar een ding is duidelik, solank mense nuuskierig is oor mekaar, is portrette en selfies hier om te bly.